This program is rated PG-13. Viewer discretion is advised. Dankie, Lisa. Is julle skuld dat die kind weggeloop het. Sy het alles probeer om julle te probeer oortuig, maar julle wou nie oortuig word nie. So ry ek julle nou. Ag ma, ons is bekommerd oor Bani. Sien nodig om boonop alles nog te verwyd op nie. Bani is 'n baie volwasse kind. Julle hoef julle nie oor haar te bekommer nie. Sy is seker by 'n vriendin. Ek dink jy moet haar op die kampus gaan soek, Elaine. Sy sal nie haar kursus opskop nie. En as ek haar kry, wat dan? Jy weet goed hoe hardkoppig daai kind kan wees. Sy sal nie maklik terugkom huis toe nie. Ja, moet haar asseblief nie probeer dwing nie. Anders maak julle haar net nog verder wars. Sal ma asseblief uit ons besigheid uitbly. Hoekom moet ek? Sy is my kleinkind. Moet ek nie belangstel aan wat met haar gebeur nie? Hoe lank gaan die saak nog aan? En dan nou, hoe lang die staat nog aan Chris vra? Skat? Die saak is vir jou baie belangrik, nee? Natuurlik is dit 'n belangrike saak, dit is 'n groot saak. Ja, maar bedoel vir jou persoonlik. Alle jare wou jy graag regter word en nou is jou kans. Hierna kan jy dalk 'n vaste aanstelling kry. Dit is vir my baie belangrik om nie 'n fout te maak nie, ja. Jy's so teen-teer. Moenie laat dit jou oordeel beïnvloed. Hoe sal dit my oordeel beïnvloed? Liewe land, hoe goed ken jy my? Sê maar net. Jy weet ek kan jou nie verstaan nie. Gewoonlik weet jy nie eers watter saak ek doen nie. En nou skielik is jy elke dag in die hof en jy skerm vir Tiaard so asof jy hom onder jou persoonlike vleg wil neem. Wat se belangstelling is dit? Ek is maar net trots op jou. Ek wil graag hê jy moet sukses hê. Ek gaan ry. So wil jy kom tee drink. Kom jy nou weer vandag hof toe? Ek het die saak nou van die begin af gevolg en ek sal graag eintlik wil sien. Hoor meneer Robertson. Ja, juffrou. Meneer, ek wou net gevra het of meneer dalk 'n besluit geneem het. Ja, juffrou, ek het lank nagedink oor die saak. Ek het jou voorstel ernstig oorweeg. Maar een ding pla my. Ek moet billik wees teenoor Tiaard. Ek kan nie oordeel vel en sommer besluit hy is skuldig nie. As hy wel skuldig is vir die regter om te besluit, nie vir my. So julle gaan nog steeds help? Juffrou, soos ek res vir jou gesê het, dis my werk. Moenie agterweë skaan nie, meneer Robertson. Tiaard het my pa doodgemaak. Tiaard is 'n misdadiger wat tragies word. Maar ter wille van geld sal jy hom verdedig. So doen jy wat jy moet doen. Ek sal doen wat ek moet doen. Wat dink jy beteken dit? Sy is net ontstel toe haar pa se dood. Dis doodnormaal. Ek kan nie van daardie dreigemente nie. Dink jy sy weet iets wat ons nie weet? Nee, ek glo nie anders as sy ons vertel. Kom ons stap in of gaan begin. Meneer Tiaard, u het gister erken dat dit byna onmoontlik is dat u nie kon besef dat Multikliniek se jaarstate foutief was nie. Is dit korrek? Dis die afleiding. Ek het dit nie erken nie. U woorde van gister is op rekord. Ek hoef nie met die hare daaroor te kloof nie. Dit bring ons by die tweede punt. U sê dat 40% van die aandele gehou is deur ene Strydom van Oos-London en dat hy dit aan McDonald verkoop het sonder om iets daarvan te sê. Dis korrek, ja. Ek het hier 'n beëdigde verklaring van Strydom wat sê dat hy skriftelik oor die verkoop van die aandele in kennis gestel het op die 4de April, byna 3 maande vroeër as wat u sê daarvan te hore gekom het. Bewystuk B. Wat sê u daarvan? Ek het daardie kennisgewing nie ontvang nie. U ontken dat u dit ontvang het. Ja, ek ontken dit. Met ander woorde, jy sê Strydom lieg. Nee, ek sê nie hy lieg nie, ek sê ek het daai brief nie ontvang nie.
Goed, meneer Tjaart, kom ons gesels oor die maatskappye. Hoeveel van die maatskappye is op die beurs genoteer? Net een waarvan ek 'n direkteur is, maar ek het net 'n klein minderheidsaandeel daar. En van die, ek dink jy het gesê 12, van die 12 waarin die meerderheidsbelang het, hoeveel van hulle is op die beurs genoteer? Nie een. Was enige van die maatskappye op enige tydstip in die verlede op die beurs genoteer? Nee. Met ander woorde, meneer Tjaart, Multiclinics is die eerste poging in daai rigting. Ja. So, en ek neem aan, u was baie opgewonde oor die vooruitsig. Ja. As die notering suksesvol was, sou u besonders baie geld gemaak het uit die aandele. Ja. Nog baie meer so as McDonald. Ja. So vir u was dit nog belangriker as McDonald dat die state rooskleurig lyk. Dis daarom relatief. Relatief. Goed, meneer Tjaart, kom ons gesels oor Multiclinics. Wat sou u sê was die ingrypendste finansiële besluit wat u nog gemaak het ten opsigte van die maatskappy? Seker die notering. Ja, die notering. Vir die eerste keer in u lewe doen u aansoek om notering op die beurs. Die belangrikste dokument, die belangrikste bewysstuk is die jaarstate. Stem jy met my saam? Ja. Die oomblik toe jy dit teken moes 'n groot oomblik in die lewe gewees het. Was dit? Dit was 'n formaliteit. Maar as verantwoordelike amptenaar moes u die gewigtigheid van daardie jaarstate herken het. Ja. En u kyk na die winssyfers en u teken, korrek? Ja. Terwyl u weet dat 'n winssyfer van 350% wat groter is as enige vorige jaar totaal en al onmoontlik is. Antwoord my vraag, meneer Tjaart. Ek was verbaas. Ek het meneer McDonald daaroor gevra. Hy het gesê sy state is korrek. En hy aanvaar sy woord sommer so. Nee, ek het hom gevra hoe hy dit reg gekry. Hy het my 'n lang verduideliking gegee oor leningsrekenings en bates wat hy ingebring het. Ek kan nie alles onthou nie, maar hy het my oortuig. Besit u 'n universiteitsgraad, meneer Tjaart? Ja. Wat 'n graad? BCom. En u het alles verstaan wat McDonald vir u gesê het? Ja. Maar u kan nie presies onthou wat dit was nie. Nee. Ek stel dit aan u dat u lieg as u sê u kan nie onthou nie. Ek stel dit aan u dat u en McDonald saam gesweer het om hierdie state te kook ten einde 'n gunstige notering om die beurs te verkry en dat u bedrog gepleeg het. Een verder. You're watching Cul-de-sac. Bonnie. Bonnie. Right, sy loop weer, ons kan maar waar sy toe gaan. Ek jou vat. Ag nee, dankie, ek het my bike. Maar ek gaan nie klas toe nie, dis simpel. Dis nie my besigheid nie, ou girlie, maar ek dink jy stupid as jy nou opskop. Jy het nog net 3 maande oor aanvang jy graad. Ek sal graad kry, ek sal gaan skryf. Maar ek gaan nie klas toe af nie. Anders kom soek my ma, my pa my daar en ek gaan nie terug na hulle. Miskien moet julle daarom net laat weet waar jy is. Nee, laat hulle sweet. Dis welkom om hier te bly as jy dinge vat soos wat dit kom, partymal gaan dit maar rof. Jy's 'n girlie wat gewoond is aan baie geld en luxury. Dis nie veel nie. Sukkel Dion kwaai. Ja. My skuld, ek moet die besigheid inbring, maar is nie baie goed daarmee nie. Ek dink hy wil dan nog 2 lorries koop. Ja, maar vir swaar transport, grond en sulke goed, nie meubels onttrekke nie. Hy soek 'n groot kontrak. En hy dog nie een gekry nie. Kan jy 'n kontrak kry voor hy nie trokke het nie? Hy kan nie trokke koop voor hy nie 'n kontrak het nie. Catch-22. Waar is hy vandag? Bethlehem met trek. Hy bring Vrydag weer een terug. Hoe soek hy nie net vir 'n job nie? Dis so maklik nou, girlie, uit 'n kriminele rekord. Ja, my pa wil hom ook nie help nie. My pa dink Dion se washout, 'n regte washout. Hy wil hê Dion moet leer om op sy eie voete te staan en intussen tyd kan julle maar krepee. Kan nie so bad wees nie. Jy het hom nog nie gesien nie. 'n bigoted oud fool. Bonnie, jy praat nie so van jou pa nie. Wag tot jy hom ontmoet. Maar hoorie oor Dion. Daan het 'n pel of 'n ding wat 'n bankbestuurder is. Ek kon gesien Dion hom nie. Dion is dit trots ou sussie. Hy sal nie weer vandaan gaan pla vir geld nie, veral nie na daai pick-over ou wat in die rivier versuip het nie. Ek is nie trots nie. Los dit liewer. Hy gaan kwaad wees. Ek skrik nie vir sy woede nie.
Check jou. So, wanneer trou jy en Jean? Ek dink jy weet, die 20ste, dis oor 3 weke. Genien? En waar nog gaan? Jeannie wil nie 'n groot ding af van maak nie, ek ook nie. Sommer by julle huis. Ek hoop hoor om jy sal daar wees. Dit sal ek nog moet sien. Dan oor Dion. Arme ou is besig om te kapeer, man. My pa wil hom ook nie help nie. Jy nie 'n pelle vir ding wat 'n bankbestuurder is nie. Ja, Jans, kom aan. Ja, Dion moet net 'n kontrak kry. Dan kry hy finansiering om lorries te koop, maar hy kan nie 'n kontrak kry as hy nie lorries het nie. Catch 22. Wat is dit, Catch 22? Jy het nie die boek gelees nie, jy's 'n dokter. Okay, ek kry die strekking van jou woorde. Jy wil ek met die Jans kom aan gaan praat. Nee, ek sal met hom praat. Ek wil net hê jy moet weet ek gaan jou naam gebruik. Ek sal hom bel. Ek geweet jy's 'n pikkelwy. Okay, môre. Môre. Moenie te optimisties raak nie, sussie. Bankbestuurders doen nie spesiale gunsies vir vriende nie. En buitendien, jy wil net probleme met finansiering. Los dit, ek het 'n plan. Meneer Tiaart, u is direkteur van 12 van die eie maatskappye. Nou, wanneer is hulle finansiële jaar einde? Almal in Februarie. En was meneer McDonald ouditeur van hulle almal? Ja. Hoe lank het u vir meneer McDonald geken? 15 jaar. As ouditeur? Ja. En in die 15 jaar het hy al u maatskappye se state gedoen? Ja. So as my rekenkunde korrek is, het u in die tydperk ongeveer 180 keer state onderteken wat deur meneer McDonald opgestel is. Ongeveer, ja. Nou, meneer Tiaart, was daar van hierdie 180 state ooit een waaroor daarvan of die ontvanger of enige ander oord navraag gekom het? Nee, een nie. So u sê u het meneer McDonald vertrou? Totaal, ja. Hoe lank het u die jongste multiclinics verslaan in die hande gehad? Ongeveer 5 minute. Juffrou de Villiers het ingekom en gevra ek moet hulle teken. En ek het boorlangs daarna gekyk en toe vir meneer McDonald gebel. Ek gevra of hy seker is sy syfers is korrek. En toe het ek hulle geteken. Dankie. Ja, juffrou de Villiers het dit nagetuienis ook beaam. Hoeveel maatskappystate het u op daardie dag geteken? 12 stelle. 12 stelle. 12 maatskappyse. Nou, meneer Tiaart, sou u sê dat u waarskynlik 'n bietjie nalatig was deur nie die state in detail deur te gaan nie? Miskien. Maar u sien, die state word opgestel deur die rekenmeester wat die boeke doen. En 'n mens trek baie pyl op die rekenmeester en die ouditeur se gesamentlike werk. Dit neem die twee van hulle maande om tot die eindresultaat te kom. Dit sou onmoontlik wees vir my om alle inskrywings na te gaan sonder om ook vir maande besig te bly, wat onmoontlik is. Dankie, meneer Tiaart. Geen verdere vrae nie. U edele, is ons betoog dat die staat nie die klag van bedrog teen my kliënte meneer Tiaart en mevrou de Villiers kom bewys nie. Die staat se getuienis berus op hoorsê en onbewysbare stellings. Hier het ons 'n eerbare sakeman wat oor jare lank geen misstap begaan het nie en wat tot op datum 'n eerbare, normale besigheid bedryf. Hy het die slagoffer geword van 'n man, 'n gewetenlose ouditeur wat vir eie gewin op 'n skelm en onwettige manier aandele in sy maatskappy bekom het. Terwyl die ouditeur geweet het van die noteringsaansoek en geweet het dat hy 'n groot wins staan te maak uit sy aandelebesit. Hy het gevolglik die state vervals om homself te begunstig. En my twee kliënte saam met hom ingesleep in 'n moeras van misdadigheid. U edele, die staat kon nie sy saak bewys nie. En ek vra dus nou vir die ontslag van my kliënte. Die hof sal vandag tot môreoggend 10:00 wanneer inspraak gelewer is. Staan in die hof.
sleg. Ek sal dit waardeer as jy vir my sal bel sodra Skalk die uitspraak geskryf het. Dis my telefoon. So wat sê jy nou van die saak? Ek weet niks van die wet nie, maar as die jury was so Tiaart vrygespreek. Wat sê my geleerde vriend? Onaangenaam soos dit vir my is, moet ek hierdie gelyk gee. Nee, die staat het nie sy saak bewys nie. Tiaart is te skelm in die Noordlok het saamgespeel om McDonald te laat selfmoord pleeg. Maar dis 'n ander storie daai. Ek sou dit graag wil hoor. Hoeveel druk was daar op die man om homself te vergas? Dink jy daar was druk? Ja, soos Robertson het my nou die dag gevra of ek dink dit was selfmoord. Wat bedoel jy? Robertson het seker maar gedink soos ek dink. Dat Tiaart onmoontlike druk op hom geplaas het. Kyk Elaine, Tiaart is 'n ou skelm uit van die begin af geweet waarmee hy besig is en hy was stelselmatig besig om sy spore dood te vee soos hy met die saak aangegaan het. En toe die bom bars, het hy eenvoudig omgedraai en vir McDonald beskuldig. En die arme McDonald, hy was soos 'n muis in 'n val, vas. Wat gaan jy jou uitspraak sê? Daar is ongelukkig nie genoeg getuienis teen Tiaart nie. Dit breek my hart, maar dit is so. My vrou sê my net een ding, dit ander my al van die begin af. Jy's altyd so slim met my, Ense. Lank na ek nog van 'n man ou jou mal deurgekyk. En Tiaart is 'n skelm. Ek weet dit, almal weet dit, maar jy's aan sy kant. Hoekom? Miskien was dit omdat ek saam met jou in die hof gesit en regter speel het. Ek het van die standpunt uitgegaan dat hy onskuldig is totdat hy skuldig bewys word, dis al. Ja, maar 'n regter is ook net 'n mens, het tog 'n eie opinie. Ja, maar hy skuif dit op die agtergrond as hy uitspraak neem. Natuurlijk, maar as een ding wat ek nie kan verstaan nie. Daai rekenmeester van Tiaart, die de Villiers meisie, sy het my nogal 'n eerlike kind voorgekom. Sy het alles beamoen wat hy gesê het. So asof hulle ooreengekom het. Scully, ek dink regtig jy's bevooroordeel. Enigiets wat in Tiaart se gunst stel is vir jou verdag. Dalk was sy eerlik. Dalk het sy net die waarheid gepraat. En dalk het sy ander motiewe gehad. Waar het jy vir jou vrou gesê waar gaan jy heen? 'n Direksievergadering. En sy glo jou. Sy glo nog altyd in my. Daar's 'n verskil. Ek is Liesel se paspoort tot sukses in die lewe. Sy het nie kind of kry nie, en ergens moet sy presteer. Nou presteer sy deur my. En wat van my? Wat van jou? Waar pas ek in die prentjie? Jy weet mos ek is lief vir jou. Sien wat ek jou vra, nee Jan. Ek vra waar pas ek in die prentjie? Jy weet ek sal jou nooit in die steek laat nie. En wat van Liesel? As die hofsaak eers verby is, dan vra ek haar vir 'n egskeiding. En sy gaan nee sê. Ja. En die helfte van jou koninkryk eis. Ja, 3/4. En dan gaan jy omspring, aan my los en terug aan haar toe. Nee, Antoinette. Jy is die eerste mens wat ek rarig lief gekry het. Ek sou nooit los nie. Ek sê nie dit gaan maklik wees met Liesel nie. Sy is 'n gedetermineerde mens. Sy gaan beklei. Maar ek wil jou hê. Wil hê jy en ek moet gelukkig wees saam. So. Daar's jou antwoord, hè? Ek is lief vir jou. Ek moet by. Het ek mooi vir jou gelieg daar in die hof? Die mooiste ooit. 'n Vrou doen so iets net vir die man wat sy liefhet. Maar as hy haar los, Jy weet mos hy sal jou nooit los nie.
Hallo, Ginny wat praat? Ginny Visser. Ja, dis reg. Ek hoor jy trou weer een van die dae. Ja. Wie praat? Sommer een van jou ma se ou vriendinne. Wanneer is die gelukkige dag? Saterdag oor 2 weke. Kan ek my ma roep? Asseblief, en Ginny. Ek hoop ons sal daar wees om jou en jou nuwe man gelukkig te wees. Ja. Ek roep my ma. Elaine Visser? Dis Liesel. Is daar nuus? Kan nie nou praat nie. Is daar nuus? Dis gunstig. You're watching Cul-de-sac. Sy het thee, Scully. Dankie. Jy weet, Elaine, dis nou my eerste uitspraak as regter. Dit steek my teen die bors. Maar jy wou altyd regter gewees, hè? Ja, maar om reg te laat geskied, nie om onreg te pleeg soos ek vanoggend moet doen nie. Maar jy sê iemand altyd gesê het dat emosies en opinies nie deel vorm van die regspraak nie. Maar ek is 'n mens en ek weet wat is reg en ek weet wat is verkeerd. Jy sê tog nie in jou uitspraak dat die man nie skuld gehad het nie. Jy sê nie dat die staat nie sy self kon bewys nie. As ek hierdie uitspraak nou kon opskeer dat ek dit gedoen en in die hof gaan sê wat ek wil. Ek het nog nooit soveel weerstand aan 'n man gehad soos aan Tjaart nie. Maar ek moet seker nie laat my gevoelens met my weghardloop nie. Dis tyd. Jy moet nou gaan. Ek is trots op jou. Wie was dit? McDonald se dokter, Rita. Staan in die hof. Hoe lank het jy vir meneer McDonald gedoen? 15 jaar. As ouditeur. En in die 15 jaar het hy al die maatskappye self. So ek sê McDonald terug. Hier het ons 'n eerbare saak wat oor jare geen misstap wat tot op datum 'n eerbare, normale besigheid is. Dat die beskuldigdes aktief meegewerk het aan die bedrog wat deur die rekenmeester McDonald gepleeg is. Daarom vind die hof die beskuldigdes Jan Christian Tjaart en Antoinette Beauvillier onskuldig op die hoofaanklag van bedrog en op die alternatiewe
Sontaha ke ha a se a ile. Hoja ebe o ile a dula. Ke ne ke tla qala ho bua le yena ebe ke mo romela ho mme kapa ho wena ha le jetse ka taba ena. Masentle. Potsa qetela kena. Na ebe wa tseba hore botlanyana o kae? Che monghadi. Ke boletse sohle seo ke tsebang ka sona monghadi.